So maak mens. Goeiemôre van Esme Everhard en Jan Cronje en welkom by nog 'n aflewering van So maak mens. Ja, hier is die twee radiovriende weer met 'n geselsie, musiek, inligting, so nou en dan 'n resep en sommer van alles en nog wat. Dames en heren, ons biedt aan die Orchid Collection uit Plascon Double Velvet se kleurkaleidoskoop. Hier is Cloud White en 'n belofte van blou. Pearl White en 'n sagte piep. Jade White en 'n swempie groen. En Grecian White en 'n delikate rood. Die Orchid Collection se romantiese sagte skakerings van wit, van Plascon Double Velvet, die weelderige muurverf wat so maklik skoon maak. Hallo almal, dis tyd vir die Kawa kinderrympie. Kindertjies met toeneusgange slaap baie sleg. Slim mammies gebruik kabel en die benoudheid is weg. Aromatiese dampe werk die hele nag deur, sodat verstoptheid die klein ding se nagrus sal steur. Sprinkel kabel oor sy kussentjie voor hy gaan lê. Sy neusie sal oopgaan en hy sal soete drome hê. Kabel laat jou kind slaap omdat dit hom laat asemhaal. Kabel van Boots. Wel, die jare so hitte te verby. Hoe lyk dit, luisteraars? Is u tevrede met wat u hierdie jaar uitgerig het? Het u goed van die taak gekwyt? Ek dink elkeen het probeer, althans wat die belangrike dinge betref. Sommige van die ander voornemens het dalk om die een of ander rede skipbreuk gelei. Jy weet, 'n mens besluit byvoorbeeld, vir jaar wil ek die huis opknap, of 'n groentetuin aanlê, of vrugte inmaak, of leer houtwerk doen, of leer hekel. Liefdadigheidswerk doen, meer aktief wees in die ouer onderwysersvereniging of die kerk se vrouehulpdiens en so meer. Maar dit gebeur nie altyd soos 'n mens dit beplan het nie. Onvoorsiene omstandighede duik op. Siekte, verplasings, inflasie, ander terugslae en die jaar neem sommer sy eie koers. Nou ja, mens moet ook nie te vas beplan nie. Dit beteken nie dat 'n mens rigtingloos moet wees nie. Op die langtermyn moet daar tog ideale wees. Op die korttermyn doelmatige roetine. Maar 'n mens moet ook aanpasbaar wees. Wanneer een deur byvoorbeeld toegaan, gaan daar dikwels vir 'n mens 'n ander deur oop. Ja, dit is so. Nou ja, as elkeen vir jaar sy of haar beste uitgehaal het, is dit ook al goed. Ja, elkeen wat sy plig nagekom het, het 'n stap vorentoe geneem. Ek dink egter dat dit nie voldoende is om net jou plig betreffende jou persoonlike of gesinsverpligtinge na te kom nie. 'n Mens behoort ook die maatskappy tot nut te wees en 'n bydrae te maak waarby jy nie self regstreeks baat nie. Ons baat tog almal uiteindelik by 'n goed georganiseerde maatskaplike orde. Dit is so, Jan. Maar wat is hier 'n gedagte as voorbeeld? Wel, dit hang van 'n mens se belangstellings en omstandighede af. As 'n mens net so 'n bietjie rondkyk of rondverneem, sy baie gou agterkom dat daar baie organisasies en instansies is wat hulp verlang. Of andersins dat daar miskien in 'n mens se nabye omgewing enkelinge is wat op een of ander manier hulpbehoevend is. Jy het gelyk. Dit sou 'n goeie idee wees vir elkeen van ons om minstens een ander persoon buite die gesin te help. Elkeen op sy of haar eie manier natuurlik. Party doen dit deur met 'n organisasie of vereniging saam te werk, ander doen dit in stilte as enkelinge. Nie almal het die tyd of die krag of die gesondheid om op 'n gereelde basis liefdadigheidswerk te doen nie, maar 'n mens kan dit in jou eie huis ook doen. Een manier is om byvoorbeeld u tuishulp met haar probleme te probeer help. Sy het ook 'n gesin en die probleme wat daarmee saamgaan. U kan so iemand dalk met raad en daad bystaan. Maar hoe het die jaar vir ons So maak mens program verloop? Wat sê jy, Jan? Wel, ek sou sê goed is my. Ons het so baie gawe nuwe luisteraars bygekry en die vriendskapsbande met gereelde luisteraars is verstewig. Ons het ons by die huidige ekonomiese omstandighede probeer aanpas deur in plaas van elke week net een keer per maand resepte uit te stuur. Dit het 'n besparing wat
koevert en seels betref teweeggebring. Nogtans kon ons deur middel van die bonusresepte 'n hele aantal praktiese resepte voorsien. En dit het algemene byval gevind. Ons het goeie reaksie gehad. En ons gaan in die nuwe jaar so voort. Onthou luisteraars, ons kan Maandag, Woensdae en Vrydae 'n vrouerubriek gehoor word. Dis nou op Radio Suid-Afrika. Eintlik word So Maak Mens weer eerskomende Vrydagoggend vervat. Luister môreoggend na vrouerubriek as jy volledige besonderhede verlang. Vrouerubriek duur van 8:30 tot 9:30. Maar so van pos gepraat, ek dink nou aan die grappie van hom Koos wat hom aan die pas afgelewerde telegram verwonder het. Die telegraafwese is daarom wonderlik, sê hy. Hierdie telegram het 1000 kilometer ver gekom en die gom op die koevert is nog nie eers droog nie. En mens kan dit seker 'n kitsaflewering noem of hoe. Maar vereers het ons genoeg gesels. Ons gaan nou na so 'n rapsie musiek luister. Ons kunstenaars vanoggend is die sangpaar François en Lucille. Simeeuw, jy vlieg na my thuisland, dra al my groete daarheen. Ook al my beste wense, niemand is saam met jou. Wanneer jy ver weg terugkom, vul die verlangen my hart. Later na eensame dag, kom ek weer huis toe na jou. Simeeuw, jy vlieg na my thuisland, neem al my groete vir jou. Dag per dag, nacht per nacht, waar 'n eensame skip oor die see. Niemand slaap, niemand rust, want ek voel toch so eensaam alleen. Later na eensame dag, kom ek weer huis toe na jou. Simeeuw, jy vlieg na my thuisland, neem al my groete vir jou. Dit was François en Lucille. As alles vir jou skiefloop, is daar tog iets waarop jy kan vertrou. Smaaklike Tastic rys. Tastic kook altyd los, geurig en wit. Vertrou Tastic. Dit kook elke keer vol maak. Nou vitamien verryk. Jy, jou wasautomaat, ten Skip. Vir my is dit 'n wenspan. Meneer John Enier, bemarkingsdirekteur van Ocean. Die Ocean 516 wasautomaat bespaar ruimte, is ekonomies en ten volle bekwaam om uitstekende resultate te bied. Toetse het bewys dat Skip die wasboeie is wat sulke resultate verkry. Skip word aanbeveel deur Ocean en alle vervaardigers van wasautomate. Dus vorm jy, jou wasautomaat en Skip 'n wenspan vir onoortreffelike witheid, onoortreffelike helderheid. Ons vroeër vanoggend van resepte gepraat. Wel, oor die 27 jaar van So Maak Mense bestaan op Springbok Radio, het ons letterlik duisende resepte van luisteraars ontvang. Ons het ook van 'n getroue radiovriendin van ouds, mevrou Francie Gregory van Vryheid, hierdie poging van 'n vriendin om een van ons resepte te beproef ontvang. Ons lees die metode. U sal dit prettig vind. Dit lui: verhit die oond, kry al die bestanddele bymekaar en verwyder al liefste Pietie se karretjies en houtblokke van die tafel, smeer die pan en kraak die neute. Skep 2 koppies meel in die mengbak. Neem Pietie se handjies uit die mengbak en borsel die meel van hom af. Kry 'n sif om meel, sout en bakpoeier saam te sif. Kry 'n besem om meel op te vee en 'n skoppannetjie om graskerwe op te tel. Pietie het die mengbak gebreek. Kry nog 'n mengbak. Skep 2 koppies meel in. Antwoord die deurklokkie. Keer terug na die kombuis, haal Pietie se hande uit die bak uit. Borsel die meel uit Pietie se hare uit.
Beantwoord die telefoon, keer terug na die kombuis. Verwyder die sout uit die gesmeerde pan en smeer nog 'n pan. Beantwoord die telefoon. Keer weer terug na die kombuis en haal Pietie se dierbare handjies uit die bak uit. Gooi die netedoppe uit die gesmeerde pan. Gryp na klein Pietie wat amper die tweede mengbak breek. Was die kombuisvloer, tafel, kaste en skottelgoed. Telefoneer die tuisnywerheid vir 'n koek. Neem 'n versterkmiddel gaan lê vir 'n rukkie om te herstel. Ek dink dis pragtig. Ons hoef nie eet so Pietie wanneer u probeer koek bak nie. Ja, nee, dis waar. Van resepte gepraat en programme. Jy weet, eers my vandag is die 7024ste uitsending van So Maak Mens. Allah wêreld. 7024. In elk geval, daar was 'n dame wat 'n kosie gehad het en op 'n dag vertel sy vir hom dat 'n mens die ouderdom van 'n boom kan vasstel deur die ringe in sy deurgesaagde stam te tel. 1 jaar vir elke ring. Eenmiddag gaan hulle by 'n vriendin tee drink en wat sou op die teetafel staan? 'n Rolkoek. Kosie het die rolkoek so 'n slag bekyk en toe vir sy mammie gefluister: "Moenie daardie koek eet nie, dis 2 jaar oud." Dis koslik. Dis toe die konfytringe. Ja, dis nooit anders nie. Dit herinner my aan die grappie van die dame wat saam met haar man gegaan het toe hy vir hom 'n nuwe pak klere gaan koop het. Toe die verkoopsman die man se middel meet om die broeksgrootte vas te stel, merk die vrou droogweg op: "Is daar merkwaardig dat dit 'n eikeboom 200 jaar neem om daardie omvang van stam te bereik?" Ek het nou nooit aan so iets gedink het nie. Ja, maar nou moet jy dan byvoeg, 'n eikeboom drink nie bier nie, hoor. Ja, is ook weer waar, Jan. Nou ja, daar's tyd vir nog een kort grappie, die laaste een van So Maak Mens en Springbok Radio. Die dokter vra vir die pasiënt: "Hoekom het jy die syfers 37952 op jou rug laat tatoeëer?" "Nee dokter," kom die antwoord, "dis nie getatoeëer nie. Dis waar my vrou my vasgery het toe ek die motorhuisdeure vir haar oopgemaak het." Net toe bestuur maar môre versigtig mense en ook vir die res van die jaar, hoor.